And you called my name, said you knew me long before I was born. Goeiemôre vriende en baie welkom by vanoggend se erediens. Ek hoop dat jy vandag ook hier die Here se liefde en genade en sy teenwoordigheid sal ervaar. Hier waar ons as die hervormde gemeente Oos-London en die NG gemeente Nehoen saamwerk om 'n ruimte te skep waar jy kan ervaar dat hierdie 'n oase is van Jesus se lig en hoop. Kom ek gaan vir ons die foto van die seun uitspreek en dan gaan ons aan met ons diens. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Die Here het aan ons sy liefde getoon. Hy het sy enigste seun na die wêreld toe gestuur sodat ons deur hom kan lewe. Hy is Immanuel, God met ons. Genade en vrede van God die Vader en van Christus Jesus ons verlosser. Amen. Hoe wonderlik is dit om nie vanoggend so op hierdie wyse hierdie week te kan begin. Hier op die eerste dag van die week wat ons elke Sondag vier om die opstanding van Jesus uit die dood uit ook te vier. En ek hoop dat julle vandag ook hier sal ervaar dat die Here met jou kom praat. Ek gaan vir ons 'n gebed doen en dan gaan ons aan. Kom ons sluit die oë. Ons Here en Hemelvader, wat 'n wonderlike voorreg om u kinders genoem te kan word. En partykeer moet ons regtig sê dat ons nie altyd weet hoekom u so lief vir ons is nie. Want dikwels doen ons dinge wat vir u nie goed is nie. Maar vandag is ons hier en ons kom erken dit voor u, Heer, dat ons nie altyd weet hoe om op te tree in moeilike situasies nie. Liefde kom nie altyd so natuurlik nie. Partykeer is ons eie wil soveel belangriker as wat dit is om lief te hê vir u of vir die mense rondom ons. En daarom wil ons vra dat u vanoggend tot elkeen van ons sal kom spreek. Kom skyn u lig helder in ons lewe sodat ons vir Jesus kan sien, sodat ons vir u God die Vader kan sien, sodat ons u Gees kan ervaar hier binne in ons, Heer. En wil u gee dat ons dan ook soos mense van u lig sal lewe. Amen. Vriende, ons is nou al op die tweede Sondag van 2026 en ek hoop dat die nuwe jaar sover vir julle baie goeie en positiewe dinge ingehou het. Maar ons weet dat ons in hierdie jaar darm 'n bron van krag het. En vandag vier ons Epifanie Sondag wat gaan oor die verskyning van Jesus Christus. En daar is verskeie vertellings in die Bybel wat vir ons iets sê oor die verskyning van Jesus. Maar een wat ek graag vandag op wil fokus is die gedeelte uit Johannes 1 van vers 1 tot 18. En vandag gaan ons hierdie gedeelte saam met die Bybel lees, maar voordat ons dit doen, net so bietjie saam met my dink en verbeel. Kom ons kyk 'n bietjie. As ons na hierdie wêreld kyk, sien ons altyd die lig van Jesus Christus. Ek wonder, wie van julle was al in 'n donker plek gewees, en ek wonder, hoe dit jou maak voel? Die ander dag praat ons so van mense wat na die skool toe gaan en laat daar bly, en dan moet toesluit op die ou end, en dan is hulle ervaring altyd, dit is so 'n bietjie eerie, nee, dit is so half ongewoon, en is half asof die donkerte outomaties vir jou die onbekende, wel dit is eintlik so, nee, die donkerte hou die onbekende, en omdat ons nie altyd weet wat in daardie onbekende is nie, maak dit ons dikwels bang. Maar hoe kan ons deur daardie donker kom? Nou ja, ek het sommer vandag so 'n klein flitsie gebring, en ek dink julle kan so besien, die oomblik as ek het na die kamera toe skyn,
dan onmiddellik sien jy die helder gloei daarvan. En hierdie is nou nie eers 'n baie groot flitsie nie, ek meen, kyk net hoe klein is hy. En as 'n mens nou in die donker kyk, lyk die lig nie so helder nie, maar dit is net genoeg lig om deur die donkerte te breek. En net die feit dat dit deur daardie donker te breek en jy kan sien, maak dinge al klaar beter. Om lig te hê is vir ons baie belangrik en baie goed. Ek dink vandag net aan hoe hierdie video geskied is. Ek het 2 ligte wat aan die agterkant van hierdie kamera staan, wat julle nou nie kan sien nie, en dan nog 'n lig in die middel wat skyn. En dit alles help dat die beeld mooi helder is, en 'n mens 'n mooi kontras in die beeld kan sien, sodat 'n mens kan volg wat op die skerm aangaan. Lig help ons ook selfs wanneer ons besig is om te bestuur. Nie net in die aand nie, maar ook in die dag. Ek onthou van kinderdae af hoe die AA altyd hulle advertensies op TV gehad het, wanneer dit so by die vakansietye kom en hulle mense aangemoedig het om hulle hoofligte aan te skakel, selfs in die dag wanneer hulle ry, omdat dit selfs in die dag help met sigbaarheid. Ek meen, kyk nou net weer na hierdie flitsliggie. As ek dit na die kamera skyn, selfs te midde van die baie skerp lig wat ek hier het, kan 'n mens nog steeds hierdie lig sien skyn. En 'n mens sien dit helder. Dit is baie duidelik, met ander woorde. En so bring hierdie lig vir ons dan hoop. Nou daar is een wat die ware lig is vir hierdie wêreld. En dit is die persoon oor wie Johannes skryf in Johannes 1 vers 1 tot 18. Nou kom ons lees daardie gedeelte saam. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man, gestuur deur God, wie se naam Johannes was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom kan glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aan die kom na die wêreld. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom ontstaan, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het gekom na wat syne was, en tog het sy eie mense hom nie aanvaar nie. Maar aan almal wat hom aanvaar het, het hy die reg gegee om kinders van God te word, hulle wat in sy naam glo. Hulle is nie uit bloed nie, ook nie uit liggaamlike drang nie, ook nie uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou. 'n Heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader, vol genade en waarheid. Johannes getuig oor hom en roep uit, hy is die een van wie ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, omdat hy die eerste was. Uit sy volheid het ons almal genade ontvang, ja, genade op genade, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God nog ooit gesien nie, die unieke seun, self God, wat teen die bors van die Vader is, hy het hom bekend kom maak. Tot sover hierdie skriflesing vir vandag, mag hierdie woord vandag tot elkeen van ons spreek. Amen. Hierdie woorde uit Johannes is van die bekendste wat ek ook in die Grieks kan onthou, omdat dit eintlik sulke treffende woorde is. Enologos, kaiologos begin dit mee. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hierdie woorde is die inleiding waarmee Johannes sy evangelie begin, en dit vertel iets van die karakter van Jesus. Met ander woorde, wanneer Jesus in die wêreld verskyn, dan verskyn hy as die woord van God. Met ander woorde, hy het gekom om vir God in hierdie wêreld bekend te maak. Hy het gekom om
aan die wêreld bekend te stel, 'n God wat vol liefde en vol genade is. Hy was in die begin by God, sê dit hierso. En alles het deur hom ontstaan, en sonder hom het selfs nie een ding wat bestaan ontstaan nie. En dit is so belangrik hierdie woorde, want dit sê dat Jesus van die begin van die skepping af saam met God daar was, en dat hy eintlik probeer hy iets sê van Jesus se godheid self, nee, dat Jesus met ander woorde self ook hierdie woord was wat lewe gespreek het in die wêreld. En hy sê dit in vers 4, in hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uithoof nie. Jesus is met ander woorde die lig wat in hierdie wêreld, in hierdie heelal, in hierdie kosmos van ons, kom skyn het, sodat daar ware lewe kan wees. En dan gaan hy oor en hy vertel van Johannes, en julle sal weet dat Johannes die doper Jesus vooraf gegaan het, en die doel van Johannes die doper was om die mense voor te berei op Jesus se koms. Hy moes met ander woorde van hierdie lig getuig het wat na die wêreld kom, maar was ook nie self die lig nie. Hy moes eenvoudig maar net kom praat het oor Jesus. So hy het net hierdie pad voorberei deur sy doop van die mense, waar sy doop 'n doop van bekering was, word Jesus se doop 'n doop wat mense inlei in die koninkryk van God en vir hulle 'n nuwe gestalte gee as koninkrykskinders. Vers 9 sê dan, die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld. En hy was in die wêreld, maar in die wêreld het deur hom ontstaan, en tog het die wêreld hom nie erken het nie. Hy het na die wêreld gekom en tog het sy eie mense hom nie erken nie. En wat 'n tragedie is dit nie eintlik nie, want hier begin Johannes al klaar verwys na wat die mense met hierdie lig, Jesus, wat na die wêreld gekom het, kom doen het. Wat het hulle gedoen? Hulle het hom op die ou end gekruisig. In plaas daarvan dat hulle vir Jesus erken het en sy lig gevolg het, het die mense besluit om hom eerder te probeer uitdoof. Het hulle eerder probeer om hierdie liggie wat skyn in die donkerte te gaan uitdoof. Maar Jesus kon nie uitgedoof word nie. Die lig wat Jesus na die wêreld gebring het, kon eenvoudig nie uitgedoof geword het nie. En almal wat vir Jesus aangeneem het, het die reg gekry om kinders van God genoem te word. Hulle kon almal deel word van hierdie nuwe koninkryk wat God hier op aarde kom vestig. 'n Koninkryk wat nie met oorloë verslaan kan word nie. 'n Koninkryk wat nie met haat en geweld oorrompel kon word nie. 'n Koninkryk wat vrede bring. 'n Koninkryk wat ewige vrede bring. 'n Koninkryk waar mense wat as die minstes beskou word, ook van kinders kon wees. Hierdie is 'n nuwe en unieke wêreld wat Jesus met ander woorde inlei deur die lig wat hy in hierdie wêreld kom skyn het. En hoe hartseer dat mense hom nie herken het nie. Maar nou wil ek vandag 'n bietjie vir jou vra om te dink of ek en jy wel hierdie lig sien. In die donkerte van die wêreld wat ons maar nog steeds vandag ingehul is, in die donkerte wat ons vandag nog steeds in hierdie wêreld ervaar, sien ons die lig van Jesus Christus. Ervaar ons dit? Sien jy werklik die lig? Want om hierdie lig te sien beteken dat ons dit juis te midde van die duisternis rondom ons moet kan erken. Eintlik moet dit vir ons so duidelik wees, maar tog is dit asof ons onsself blind staar in die donkerte in. Dis asof die lig in hierdie wêreld kom skyn het en ons onsself geblinddoek het, of met ons hande oor ons oë stap, vir watter rede weet ek nie, in die donkerte. En dit klink so onlogies om dit te doen, want dit is so eenvoudig en eintlik so 'n dom ding om te doen.
Om te dink dat mens enige plek in die donkerte gaan loop en jou hande oor jou oë gaan hou, is ondenkbaar. En tog is dit partykeer wat ons doen in hierdie wêreld. Dis asof ons nog nie vir Jesus erken het nie. Asof ons nog nie sy ware lig gesien het nie. Asof ons nog nie gesien het dat hierdie woord, Jesus Christus, ook vlees geword het nie. En dat hy onder ons kom woon het, sodat ons hierdie lig, hierdie heerlikheid van God in die wêreld kan sien skyn. Sodat ons die genade van God kan ervaar en sodat ons die waarheid kan sien. En hierdie woordjies is so belangrik. Dat ons ook God se genade en die waarheid van God kan raak sien. Kyk ons na ons huidige omstandighede in die wêreld, op die wêreld verhoog, broers en susters, dan lewe ons maar regtig eintlik in 'n baie onsekere tyd. Ons lewe in 'n wêreld vol geweld. Ons lewe in 'n wêreld waar dit nou weer eens politieke leiers en groot regerings is wat die mag voer en deur geweld hierdie wêreld wil probeer heers. Ons probeer ons grondgebied uitbrei, ons probeer almagtiger en sterker wees in onsself en in die proses versteur ons die lang vrede wat daar vir 'n oomblik in ons geskiedenis was. En ek kan nie help om te wonder, hoekom nie? Is dit nie dalk juis omdat ons partykeer nog steeds nie gesien het hoe hierdie woord, Jesus Christus, vlees geword het vir ons nie? Is dit nie dalk juis omdat ons nog nie die waarheid kan sien nie, omdat ons nog steeds besig is om in die donkerte rond te tas? Is dit nie dalk juis omdat ons oë toehou vir die lig wat in hierdie wêreld kom skyn het nie? Hou ons nie dalk juis ons oë vir die ware Jesus, vir die ware God toe nie? Want waar ons veronderstel is om liefde te toon en waar ons veronderstel is om genade te wys en te vergewe, is dit dikwels nie wat ons doen nie. Ek kan maar net dink in my eie lewe, in hoeveel kere ek ook maar mooi moet dink en vra vir myself, maar het ek nou die lig van Jesus gesien in hierdie situasie? Of het ek nou gedoen wat my pas en wat ek dink reg is? Het ek met die genade van Jesus opgetree? Het ek sy liefde in hierdie situasie openbaar? Kon ek dit reg kry om hoop te gee in hierdie situasie wat donker lyk? Of het ek myself blind gehou vir die lig van Jesus en maar net gedoen wat ek dink goed is? En baie kere, broers en susters, dan moet ek erken, dan val ek daarin. Maar dis die begin van waar ons leer om ons oë oop te hou vir die lig van Jesus Christus. En dit beteken, ons moet ons hande partykeer wegvat voor ons oë. Ons moet ook daai blinddoek wat ons dra van ons oë afhaal. Het vra met ander woorde dat ons verby die norme van hierdie wêreld kyk en na die waardes wat Jesus vir ons kom neerlê het, gaan soek. Dit gaan vra dat ons op 'n radikaal anderste manier moet dink, sodat ons ook kan beleef hoe die woord vlees geword het hier op aarde en in genade en waarheid kom leef het hier om Jesus, om vir God te openbaar. Want dis wat Jesus kom doen het. Hy het ons voorgestel aan 'n God wat vol liefde en genade is. Voorheen het mense gedink, ag, God gee nie vir ons om nie, want kyk net, as daar iets slegs met ons gebeur, dan is dit God wat ons straf. As dinge nie na ons wy gaan nie, dan moet dit sekerlik God wees wat besig is om ons te straf. En ons erken nie God se genade nie. In die Ou Testament is dit so duidelik hoeveel keer God sy genade aan Israel bewys. Hierdie ongehoorsame volk wat agter ander gode aanhardloop, wat hulle eie koppe volg, wat deur geweld mense onderdruk,
Hulle wat juis ook gedoen het wat aan hulle gedoen was in Egipte. Hulle wat mense slawe gemaak het. Hulle wat nie meer omgegee het vir die siekes, die weduwees en die hulpeloses van die samelewing nie. Maar elke keer as Israel na God geroep het en vir sy genade gevra het, dan was hy gereed om hulle te vergewe. Dis nog altyd wie God was, maar Jesus kom maak dit vir ons konkreet duidelik hier op aarde terwyl hy leef. En hy wys vir die mense en leer vir hulle, maar kyk net hoe God regtig gehandel het. Julle handel hardhandig met mekaar en julle haat mekaar en die een probeer beter wees as die ander, maar Jesus kom leer ons wat dit beteken om as gelyk in God se koninkryk te lewe. Jesus leer ons om in plaas van terug te slaan, die regterwang te draai. Jesus kom leer vir ons hoe ons 'n hand uit kan reik na die mense rondom ons. Jesus kom leer vir ons hoe dit lyk wanneer ons nie 'n kroon opsit nie, maar 'n voorskoot. Jesus kom leer vir ons wat dit beteken om nie 'n kroon op te sit en in die agterste linies te staan en opdragte uit te skree nie, maar hy loop voor, dra sy kruis en sit 'n kroon van dorings op sy kop. Hy verruil die troon vir 'n kruis. Hy verruil sy eie heerlikheid, verruil hy om mens te word. Erken ek en jy hom? Kan ons dit regtig sê wanneer ons deelneem aan al daardie gesprekke waar ons saamstem wanneer iemand hardhandig gehanteer is of iemand iets verkeerd gedoen het en hy dan terug hardhandig gehanteer is soos wat hy ander mense gehanteer het op 'n vengeful manier? Ek is nie so seker dat dit is hoe Jesus opgetree het nie. Ek dink net aan die kruis waar hy gehang het, waar hy gegesel was terwyl hy besig was om eintlik getuienis te gelewer het oor God. Hy was gegesel en hy kon in daardie oomblik terugbeklei het. Wanneer een van sy eie disippels die oor van een van die soldate afkap, wat doen Jesus? Hy maak hom gesond. Hy sit sy oor weer terug en hy berisp sy disipel en sê vir hom, nee, dit doen ons nie. Ek parafraseer nou, nee. Dit doen ons nie. In 'n wêreld waar ons dikwels gekonfronteer word met moeilike situasies, is ons eerste reaksie om emosioneel vinnig op te tree. Maar dit is nie wat Jesus doen nie. Wat doen Jesus? Hy vra aan die kruis, nie Vader, veroordeel hulle, straf hulle, stuur die pla, stuur die donderweer, stuur rampe na hierdie aarde, sodat dit hierdie wêreld wat 'n gemors is, kan kom verwoes nie. Hy sê eenvoudig, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. In 2026 sien ons Jesus se lig. Sien jy die lig van Jesus? Daar waar jy besig is om ook te werk, waar jy besig is om 'n verskil te gaan maak in die wêreld, sien jy die lig van Jesus Christus en doen jy wat hy van jou vra? Want as jy sy lig sien, en dit is die wonderlike van hierdie gedeelte, sê Johannes, is daar genade op genade. Is ons deel van God se koninkryk. Want hy sê, uit sy volheid het ons almal genade ontvang. Want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus gekom. As ons wil weet wat die waarheid is in die wêreld, broers en susters, moet ons deur die oë van Jesus met ander woorde daarna kyk. Ek dink dis so 'n belangrike punt hierso, nê? Wat Johannes hier sê, is as ons na
die waarheid soek en as ons na 'n beter wêreld soek, dan moet ons na die genade en die waarheid kyk wat deur Jesus Christus gekom het. Want nog niemand het God ooit gesien en weet wat die waarheid is, behalwe Jesus Christus self. Hy het hom bekend kom maak. In hierdie deurmekaar wêreld, as ons onseker is oor watter kant ek moet kies, kom ons begin en kies nie kant nie, en ons kies dan nie die kant van mense nie ten minste, maar kom ons kies die kant van Jesus. Kom ons gaan soek en gaan leer uit die genade en waarheid wat hy aan ons openbaar het. En kom ons gebruik dit as die lens waar deur ons uiteindelik hierdie wêreld gaan sien en gaan verander. Kom ons reflekteer hierdie lig van Jesus Christus. Hy het ons kinders van die lig gemaak, sodat ons nie self die lig kan wees nie, maar 'n refleksie kan wees van hom, Jesus Christus. Jesus stuur ons uit in die wêreld om met dieselfde genade te gaan optree en om sy waarheid te gaan uitleef in hierdie wêreld. En as ons so in die wêreld skyn, hoop ons dat mense die lig sal volg. Ten slotte, broers en susters, as jy in die aand op 'n skip is en dit is mistig en donker en jy kan nie die kuslyn sien nie, dan is daar altyd daardie lighuis wat op die gevaarlike plekke op die rotse staan en besig is om sy lig uit te skyn. So moet elkeen van ons ook 'n weerkaatsing wees van die lig van Jesus Christus, wat in die donkerte gaan skyn en rigting gee. In hierdie tyd is dit belangrik, broers en susters, dat ek en jy ook onthou dat Jesus die ware lig vir die wêreld is. Nie ons leiers, ons politieke leiers, ons plaaslike leiers en dies meer nie. Ons moet onsself afvra, reflekteer ek vandag die lig van Jesus Christus? Het ek vandag die lig van Jesus erken? En het ons hom in die donkerte van hierdie wêreld gesien skyn? En kom ons volg daardie lig, want waar ons daardie lig volg, is daar ewige lewe. Is ons deel van God se koninkryk en sal hy ons deel maak van 'n ewige vrede en van 'n nuwe wêreld waar dinge anders te lyk, nie lyk, heel lyk. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here en Hemelvader, wat 'n wonderlike voorreg dat ons vir Jesus as ons lig kan erken. En ons vra, Heer, dat U ons elke dag sal help om vir Jesus raak te sien. Wil U gee dat ons dit veral sal doen deur ook meer tyd van jaar in U woord te spandeer. Want daar lees ons van hierdie Jesus Christus, die woord wat mens geword het, die lig wat na die wêreld toe gekom het om in die donkerte te skyn en vir ons hoop te gee. En ons vra, Heer, skyn U elke dag ook U lig in ons lewe, sodat ons nooit verdwaal sal raak nie, sodat ons nooit van koers af sal raak nie, sodat ons op pad sal wees na daardie plek waar ons in 'n ewigheid saam met U sal regeer. En Heer, wil U gee dat ons 'n bietjie van daardie lig ten minste sal kan weerkaats na die wêreld daar buite wat verlore is en so U lig en U goedheid en U genade en U waarheid nodig het. Amen. Broers en susters, ons is nou baie amper aan die einde van ons erediens en ek is baie bly dat julle vandag saam met ons gekuier het. Ek hoop dat julle 'n baie mooi week sal hê en mag hierdie week vir jou vol van vreugde en nuwe ervarings wees en mag jy ook ervaar dat die lig van Jesus helder en duidelik in jou lewe skyn. Kom ons ontvang nou ook die seën van die Here.
Mag die genade van Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees. Amen. Broers en susters, as jy graag wil bydra tot ons gemeentes se bediening, kan jy gerus 'n bydrae maak deur hierdie besonderhede op die skerm te volg, of jy kan onderaan die skakel van hierdie video op die skakel klik en dan 'n bydrae maak na een van die twee gemeentes. Ons twee gemeentes, die hervormde gemeentes Londen en gemeente Nehoen, NG gemeente Nehoen, werk saam en ons doen dit tot vreugde van die koninkryk van God. Broers en susters, ek hoop jy het 'n baie mooi week verder. Bly gerus vir 'n paar afkondigings. Exchanged my heart of stone for one of flesh and